So, die bazaar hierdie jaar, so ek nou sit dit tyd wanneer julle dit foon dat kan uithaal en notas en op hulle kalender gaan en sê dat die bazaar is die 23ste tot die 24ste Mei. So, sit dit op julle kalender, moenie iets anders boek nie. Dis die dag wat hulle by die kerk is en dat ons saam net as gemeenskap saam met saam bazaar hou. En dan weet julle dat die dominees verlede week die Cape Town Cycle Tour gery het. Om vir Danica geld in te samel en ons mikpunt was R130,000. Ek wil vir julle vra, kan een van julle raai hoeveel ons gekry het? Ja? Nee, my is amper daar. Ja, is reg. So ons het R180,000 ingesamel, wat regtig amazing is. So van die van julle wat bygedra het, regtig baie dankie. En die van julle wat daar saam potjie kos gemaak het verlede week, regtig dankie. Het julle saam in hierdie dag deelgeneem het. Dit is regtig baie spesiaal vir Danica se familie en ja, hulle waardeer die bydrae en die omgee en ons wat net hulle ondersteun regtig baie. So ek wil net hier dit vir ons is, dat ons net 'n oomblik ons oë toemaak en net diep asem inasem en uit. Dus jy inasem, voel die lug in jou inasem. Wanneer jy uitasem, voel, gee iets wat jy vanaand, wat jy dalk pla, waarmee jy dalk sukkel, net vir Here oor. Asem uit, asem in en uit. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanaand hier kan wees. Jesus, dankie dat ons saam Zandra se bevestiging kan vier. Jesus, dankie dat U vir ons iemand gestuur het wat ons op die regte pad kan lei en ons saam nader aan U kan groei, maar ook nader aan mekaar, Here. Jesus, ek vra dat U ook net met ons sal wees vanaand, dat ons elke oomblik net U boodskap sal hoor. En wanneer ons vanaand net weer vier dat Zandra bevestig is, dat ons regtig net ook U lig deur hom weer sal sien skyn, want U het hom geroep vir 'n tyd soos vandag, om hier in Sonstaal 'n verskil te kom maak, en ons sê dankie daarvoor. Amen. So vanaand steek ek die kerse aan as 'n herinnering dat die Here hier teenwoordig is, maar dit nie net hier in die kerk teenwoordig is nie, maar dat hy in almal teenwoordig is, in almal van ons harte teenwoordig is, en dat hy regtig by ons is, en ons nooit alleen laat nie. So ons is tans in die tweede week van lydingstyd, en hier in die lydingstyd dink ons aan wat die Here vir ons gedoen het. Die lyding wat hy deur gegaan het vir ons aan die kruis, sodat ons deel kan hê aan die ewige lewe. En vanaand wil ek vir julle Jesaja 53 vers 5 lees, wat sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom en deur sy wonde gedra, sodat sy wonde net daar, sodat sy gewonde vir ons genesing kom. En ek wil vanaand hier, wanneer julle deur die week gaan, dat ons weer Jesaja 53 vers 5 gaan lees, en dat ons herinner dat die Here ons regtig lief het, en dat hy te bereid was om deur pyn en lyding te gaan, sodat ons nie hoef nie. So ek groet julle nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek vra nou vir die band om op te kom, en gaan ons saam staan en die volgende 3 liedere saam sing. Kom ons staan. By God vind ek my rus, van hom kom my redding en my hulp. Hy is my rots, my wegryper,
dat ek vas en stewig staan. Net by God vind ek my krag, hy is my toevlug in my nood, hy is my skild, my wegkruipplek, by wie ek altyd veilig is. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel, my rots. Net by God vind ek my rus, op hom alleen kan ek vertrou, en al die mag behoort aan hom, hy is my lewe en my hoop. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel, my rots. Wees stil my siel, hy is die Heer, van hom is my verwagting. Wees stil my siel, hy is die Heer, van hom kom my verlossing. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel, my rots. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only.
cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Only the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. God is liefde, juich ons harte in beding wat liefde doet, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Amen. Jy gerus julle sitplekke in. Goeienaand almal. Dis vanaand vir ons 'n voorreg om saam met julle as gemeente ook dan vir Zandrey te verwelkom as die leraar wat ons as gemeente beroep het met die opdrag senior jeug. Zandrey, ons is as gemeente baie opgewonde om saam met jou hierdie pad te stap, om jou te verwelkom in die gemeente, om jou deel te maak van ons leraarspan. En vanaand is dan ook die plek waar ons gaan jou bevestig as 'n leraar in ons gemeente. Ons het vir Zandrey Maree as 'n mede-leraar van ons gemeente beroep met die spesiale opdrag bediening aan senior jeug. En hy is beroep en is vanoggend georden dan ook as leraar in die gemeente. Vanaand wil ons graag Zandrey in hierdie ruimte waar ook al die jong mense teenwoordig is, vir jou spesiaal verwelkom op 'n besonderse manier. Met die gawes wat die Here deur sy Gees vir Zandrey gegee het, wil hy ook die gemeente opbou en lei om soos Jesus te leef. En soos ons roepinstelling dit ook duidelik sê, is dit ook waarom ons dan vanaand vir Zandrey as gemeente roep om deel te vorm van dit wat ons glo en van dit wie ons sê ons is. Zandrey, die amp van die leraar met die opdrag jeugbediening omvat verskeie take en opdragte. En dis 'n verantwoordelikheid wat jy ontvang. Vanoggend is jy georden en het jy geantwoord op hierdie roepstem van die Here tot leraar van hierdie gemeente. Maar ons wil ook vir jou dan vanaand vra en vir jou sê dat vir ons in die gemeente om op te staan as 'n leraar en voor te loop en te sê, maar ek is geroep deur die Here en ek is hier
om te dien met my lewe, is ons hier ook om vir jou te vra dan op die volgende vraag. As die gemeente jou aanvaar, wil ons dan vir die gemeente vra, ons gaan 3 vrae vra, gemeente, dat julle dan hardop ook sal antwoord. In die eerste plek, is julle bereid om vir Zandrey te ontvang as 'n dienskneg van die Here in ons gemeente? Wat is hardop julle antwoord? Onderneem julle om die nodige agting en liefde aan Zandrey te betoon? Sal julle met aandag luister wanneer Zandrey julle uit die woord van die Here leer? Zandrey, dis dan vir my voorreg om nou die kategese leiers en almal wat betrokke is by die lees van Bybelteks en die oorhandiging van simbole. Ek vra dat julle vorentoe sal kom om die volgende items dan aan Zandrey te oorhandig en dan deel te neem aan die liturgie. Jy kan maar gaan. Ons sal dit afval, dis reg. Is dit aan? Zandrey, jou belangrikste taak is die verkondiging van die woord van God by eredienste, jeugbyeenkomste, Bybelstudiegeleenthede en pastorale gesprekke. So sorg jy dat die gemeente volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Zandrey, 'n ander belangrike taak is die diens van gebede. Bid sonder ophou, want die gebede het 'n kragtige uitwerking. Ek lees uit Jakobus 5 vers 16. Bly dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebede van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Zandrey, jy moet veral by ons jong mense, by aanddienste, kampe en ander jeugbyeenkomste leiding neem om die goeie nuus te verkondig. Help ons jong mense asseblief om te leer wat dit beteken om vir Jesus met ons hele lewe te dien, te volg en lief te hê. Ek lees dan ook vir ons 'n Bybelvers en so word ek ook herinner aan 1 Korintiërs 10 vers 24 dat ons nie selfsugtig moet wees nie en ons moenie net doen wat vir ons goed is nie. Ons moet doen wat goed is vir ander mense. So moet ons as die jeug van die gemeente ook goed wees vir mekaar, want ons is dan egter 'n gemeenskap en die kerk het vir Dominee Zandrey Maree aangestel om ons te lei en sodat ons ook goed kan wees vir mense daar buite in die wêreld onder sy leiding. Dit is nodig dat die gemeente en hulle geloof versterk moet word. Daarom moet hy ook die sakramente bedien. So ek nooi jou nou om na die doopfont toe te gaan saam met my. Dis net hier. Eerstens die doop. Zandrey, toe maar.
Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here, jou God, is by jou oral waar jy gaan. Sandrey, saam met die kerkraad en jou mede-leraars is dit jou taak om leiding in die gemeente te neem. Doen dit met 'n voorbeeld van diensbaarheid en gehoorsaamheid aan God se roeping te wees. Ek lees 'n klein stukkie uit 1 Petrus 5 vers 3. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toe vertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. Jy is ook verantwoordelik om vir die herderlike versorging van hierdie gemeente, vir al die gemeente se jong mense. En Jesus het gesê in Johannes 21 vers 15 tot 16, laat my lammers wei en pas my skape op. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Sandra, ons besef ek het ander gawes wat die Here jou ook gegee het. En ons wil graag vir jou ruimte gee en skep dat jy hierdie talente kan gebruik om saam met die gemeente nuwe dinge te probeer en saam nuwe dinge uit te dink waar die Here jou mag lei. En ons vra dat jy hierdie boekie gebruik om al die nuwe dinge wat die Here jou sê om te doen neer in te skryf. Sandrey, die eise wat aan jou persoonlik gestel word, is natuurlik ook belangrik. Jy moet in 'n egte geloofsverhouding met God leef. Jy moet onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, sodat jy daagliks vernuwe kan word tot getroue, nederige diens. Daar moet in jou lewe geen plek vir eie eer of selfsug wees nie. Jy moet die gemeente se roepingstelling heelhartig uitleef. Jy moet voorbeeldig wees in al jou verhoudinge, en jy moet die gemeente deur jou ywerige navolging van Jesus inspireer. Ek het net vanaand nou vir jou 'n lekker vers gekies wat ek voel sal lekker gepas wees vir die jaar wat vir jou voorlê. Psalm 23 vers 1 tot 3. Die Here is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my rus in groen weivelde, na water wat verfris, lê hy my. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Sandra, so hoor jy wat jou roeping in die gemeente is. En dis die Here wat jou geroep het. Dis ook die Here wat jou toerus, dis hy wat jou bemagtig, dis hy wat vir jou krag gee. Met elke tree saam met jou die pad stap. Jy stap ook nie die pad alleen nie, maar ons as gemeente en as jong mense stap dit ook saam met jou. En daarom neem nou die taak wat op jou skouers gelê is op. Doen dit met volharding. Gee jouself ook vir die bediening en vir die koninkryk en weet dat die Here elke tree saam met jou stap. Ek gaan vra dat julle almal sal vorentoe kom wat nou hier staan reeds, sodat ons vir jou hande kan oplê en vir jou 'n seëngebed kan doen. Gemeente, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here God, dankie dat U die een is wat die lewe vir ons bring en dit in oorvloed. En dankie dat U in hierdie lewe ook die een is wat ons seën met gawes en talente en ons roep om nie net te lewe waar ons is nie, maar deel te wees van iets groter as onsself, van U koninkryk. U het vir Sandrey geroep. U het hom geskep, hom toegerus, hom bemagtig. En daarom bid ons vanaand as gemeente vir Sandrey. Seën hom, geef hom die wysheid, die insig, vul sy hart en sy gedagtes, Here, met U teenwoordigheid. En mag hy elke tree wat hy van hier af vorentoe gee, as bedienaar van die woord en as leraar van hierdie gemeente doen, met die wete dat U by hom is. Seën hom in elke besluit, seën hom in sy bediening.
Dankie dat ons as gemeente vir hom kan ontvang en dat ons saam die pad kan stap. Amen. Gemeente, ek wil julle graag nooi om gou op te staan vir 'n lied voordat ek ons verder neem in die diens in. Kom ons staan saam. Sy, is ons terug. Ons gaan saam 'n seënbede vir Zandrey sing. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou. Kom ons sing saam. Ek dink voordat ek aangaan met die diens en die preek en al daai lekker dinge, wil ek net dankie sê aan almal wat hier is vanaand. 'n Oomblik vat om net in dankbaarheid voor een en elke van julle te tree. Ek het by vanoggend se diens het ek nogal gesê, het was so spesiaal geweest om 'n dag soos hierdie te kan vier saam met Tanika. En daai projek se volkoming in die geld wat ons kon oorhandig. Ons het die tasbare ding gesien van ons almal wat by mekaar gekom het as gemeente, as gemeenskap en hoe ons eintlik iets daarmee kon doen. En dit was so 'n mooi oomblik geweest. Tanika, hulle was hier geweest, hulle het vorentoe gekom, ons het die groot check oorhandig en dit was amper 'n oomblik van heiligheid. Dit was so wonderlik en ja, net wat 'n voorreg om hier te kan wees en te weet hierdie is die gemeente wat dit doen. Ons
doen hierdie in liefde. Dan moet ek ook seker dankie sê, dat ek nie 'n nee gehoor het hier agterlangs van mense wat my nie hierso wil hê nie, so dankie daarvoor, ek is ongelooflik dankbaar. En ook terwyl ek so hierdie week gereflekteer het oor vandag, en dit is 'n groot oomblik, en is wonderlik, en is fantasties, en ek kon nie help om terug te dink aan my eerste groot preek wat ek ooit gedoen het nie. Toe ek nou my prakties gedoen het, daar in die stad, by Grote Kerk, het was 10:00 op 'n Sondagoggend, die properse oggenddiens, waar hulle 'n massive oral het, een van 'n baie goeie oralis en al die dinge, so dis baie formeel, baie die mense kyk en die mense verwag nou baie van die dominee, en buiten dat my preek net 'n halfuur lank was, het ek ook die aand voor die tyd gedroom dat ek op die kansel klim en my preek is nie daar nie. En ook nie my Bybel nie. So ek's baie dankbaar dat ek hierso voor my vanaand my preek kan sien, ek kan my Bybel sien, alles is hier waar dit moet wees. Ek is ongelooflik dankbaar daarvoor. Maar vriende, terwyl ek voorberei het vir vanaand se diens, en 'n bietjie met die teks gesit het en ja, al die dinge, moet ek bieg dat ek 'n bietjie senuweeagtig was. Ek was 'n bietjie senuweeagtig oor hierdie dag gewees. Ek was daar op 'n punt gewees waar ek gesê het, ek kan almal net huis toe gaan, ek wil hierdie doen nie omdat ek iets teen julle het nie. Dit is meer ek wat die probleem is, 'n klassieke it's not you, it's me tipe situasie. Ja, maar ek was 'n bietjie senuweeagtig gewees daaroor. En buite die feit dat hierdie 'n groot diens is, en jy weet, is nou die nuwe dominee se klompie eerstes wat moet gebeur. Hy moet nou preek in Lydenstyd, en is die bevestiging, en is sy eerste kamperreël en al daai goed, en dit is great, dit is fantasties. Maar ek was ook 'n bietjie senuweeagtig oor die feit dat ons in Lydenstyd is. En dat ek tog nie iets wil wegneem van die feit dat ons in Lydenstyd is nie. Maar toe ek nou eers na die leesroos se teks gaan kyk het, en ek het na die webtuiste toe gegaan, wonderlike webtuiste waar dominees en ministers van alle denominasies van reg oor die wêreld, hulle kom bymekaar, hulle skryf refleksies oor die teks wat hierdie Sondag gelees gaan word, hulle reflekteer saam, hulle bid saam, hulle dink saam, wys vir jou 'n paar goedjies, onthou hierdie het eintlik nou gebeur, of dit is nou in die tyd waar hierdie gebeur het in Israel se geskiedenis. 'n Wonderlike hulpbron, maar toe ek daarop gaan en gegroet was met 'n skerm vol hoenders, was ek 'n bietjie teleurgesteld, of my senuwee is eintlik baie slegter gedoen as beter gedoen toe ek op hierdie webtuiste aangekom het. En ek weet nie of daar vanaand iemand hier is wat dalk sal weet hoekom daar iets te doen het met Lydenstyd en hoenders nie, maar ek het definitief nie. En vir dit wil ek eerstens jammer sê, maar ook ek beloof my Bybelkennis is so klein bietjie okay. Ek weet hier en daar iets van die Bybel, hê asseblief net genade met my. Maar of jy nou weet of daar hoenders of henne in die Bybel is en nie, wil ek jou graag nooi om saam met my net te blaai na die teks toe vanaand. Want dit was in die lees van hierdie teks en eintlik sien, okay, hierdie is waaroor Lukas gaan, dat ek gesien het, dalk is dit nie so vreemd dat daar hoenders op die webtuiste was nie. So ek wil jou graag nooi as jy jou Bybel het, of dit nou jou fisiese Bybel is op jou foon of wat ook al, om saam met my te blaai na Lukas 13 vers 31 tot 35 toe. Die woorde gaan ook verskyn op die skerm. Vriende, soos wat ek vir ons nou gaan lees uit die Bybel uit, wil ek julle nooi om saam met my in gebed te tree voordat ons luister wat ons gaan hoor vanaand. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus God, ons kom voor U vanaand, Heer, ons voel dalk 'n bietjie moeg. Ons sien dalk 'n bietjie op na die week wat voorlê, Heer. Dalk is daar 'n paar uitdagings wat voorlê, 'n paar vergaderings wat ons nie baie voorlus is nie. 'n Hele klompie toetse wat ons regtig nie wil skryf nie, Heer. Maar Heer, ons gaan nou draai na die geïnspireerde woord van U toe, Heer. Iets waarvan ons gewoonlik iets van U kan leer, iets van U kan beleef, Heer. Ek wil vra soos wat ons vanaand lees, Heer, dat ons werklik iets met ons kan dra in die week wat kom, Heer. In hierdie einde, laaste stukkie van die eerste kwartaal van die jaar, Heer. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. So Lukas 13 vers 31 tot 35 lees, juis op die tydstip het sommige fariseërs vir hom kom sê,
Gaan weg, vertrek hier vandaan, want Herodes wil die dood maak. Maar hy antwoord hulle, gaan sê vir daardie jakkals, kyk, ek dryf vandag en môre nog demone uit en maak mense gesond. En op die 3de dag bereik ek my doel. Maar ek moet nog vandag en môre en die volgende dag verder gaan. Want dit kan nie gebeur dat 'n profeet buite Jerusalem omkom nie. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die stenig wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle verwoes agtergelaat. Ek sê vir julle, julle sal my beslis nie weer sien nie, totdat die tyd aanbreek dat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. So my hoop is dat toe ons nou hierdie teks gehoor het en ek het gelees het, dat jy dalk saam met my, soos wat ek die eerste keer gelees het, jou kop knik en dink, okay, I get it. Ek verstaan hoekom daar dalk nou hoenders op hierdie webtuiste was. Maar ek hoop ook eintlik dat terwyl ons dit gelees het, daar iets anders vir jou uitgestaan het. Want toe ek my eerste keer hierdie teks gelees het, moes ek amper 'n tree terugvat. Uit skok uit. Want dit klink vir my of Jesus nog 'n lekker houding aan hom het in hierdie teks. Ek bedoel, hy sê vir die Fariseërs, ag, Herodes is maar net 'n jakkals, 'n niks werd. Niemand wat ek eintlik oor hoef te worry nie. Hy's agter my kop. Ek gee regtig nie genoeg om oor hom nie. En dan verder gaan hy aan om 'n lekker 'n jab te gooi teenoor Jerusalem en sê hulle maak al hulle profete dood. Hy's eintlik 'n bietjie ironies wanneer hy sê niks sal 'n profeet omkom buite Jerusalem nie, menende as jy Jerusalem toe gaan jy heel waarskynlik doodgemaak word. En Jesus was nie heeltemal verkeerd hieroor. Ek bedoel ons lees hy is nou immers op pad na Jerusalem toe in hierdie teks en dit is tog die plek wat hy gekruisig word. So hy's eintlik nie verkeerd wanneer hy sê Jerusalem maak haar profete dood nie. Maar wanneer mense dan uitkom wanneer ons al hierdie goed hoor en die houding wat Jesus aan hom het en die kwaadheid en dinge, dan kom ons uit by Jerusalem en hierdie prent van die hen wat Jesus vir ons gee, maar tot en met nou, klink dit amper asof hy hierdie ding net uit kwaadheid sê. Ek bedoel, toe ek het lees, of vir die eerste keer gelees het, ek het amper gevoel of Jesus my aanval in sy woorde. Maar toe ek nog 'n tree terugvat, nie uit skok uit hierdie keer nie, maar as 'n manier om half anders te probeer kyk, om te vra, okay, maar is hierdie reg, lees ek hierdie reg, sien ek dit reg, om 'n bietjie dieper te gaan as na die oppervlakte, het daar ietsie vir my uitgestaan. En is die Fariseërs. Julle sal weet, die Fariseërs was Jesus se grootste vyande. Die mense wat hom altyd kritiek gegee het oor enigiets wat hy gedoen het, waar ook al hy gegaan het, as hy mense gesond gemaak het op 'n Sondag, hulle was die eerste mense om te sê, jy mag nie daai doen nie. Hulle was die eerste mense om Jesus probleme te gee, om uit te haal, om op sy plek te probeer sit en vir hom te sê, hy is besig om alles verkeerd te doen. God wou nie dinge so gedoen het nie. Maar as ons 'n bietjie dieper kyk, hier is die Fariseërs besig om Jesus te waarsku. Dis amper asof hulle hom probeer beskerm teen Herodes, want dis amper asof hulle omgee oor wat aangaan in Jerusalem. Of hulle ook geaffekteer word, of hulle ook seer kry oor die feit dat Jerusalem is besig om dinge aan te gaan waar Herodes is besig om droog te maak. Nee? En dan kyk ons weer na Jesus. En as ons op 'n ander manier van sy woorde gaan begin kyk, nee? Onder hierdie houding, onder hierdie dinge wat dalk soos kwaadheid lyk vir ons, mag ons ook oplet dat Jesus net self ook omgee vir Jerusalem. So die Fariseërs en Jesus is besig om saam in iets te deel, om saam te ly oor iets en te treur oor dieselfde ding, en dis Jerusalem se toestand. Al is dit nou al vir ons 'n baie vreemde prentjie om in te dink. Maar sodra ons dieper as die oppervlakte gaan, dat ons begin sien maar Jesus probeer iets verder sê vir Jerusalem, en ook verder iets vir ons probeer sê vanaand. So, ek wil jou graag nooi om saam met my gou jou in te leef in 'n situasie.
Okay? Kom ons sê, die belangrikste persoon in jou lewe, jou beste vriend, gaan vandag verloof raak. Okay? Ek weet, party van ons dink dalk al daaraan, party van ons droom daaroor, en party van ons kan nie minder gebader wees daardeur nie. Maar leef jouself net gou in, jou beste persoon, jou beste vriend, gaan verloof raak vandag. Okay? En jy is verantwoordelik om daai persoon van punt A tot punt B te kry. Jy moet hulle kry van die huis tot op hulle piknik kombers, waar die persone finally die question gaan pop, hulle gaan die ring kry en dit gaan fantasties wees. Okay? Maar nou sal jy weet as jy dit al ooit in jou lewe gedoen het, as jy verantwoordelik is vir daai, is dit natuurlik die dag wat daai persoon enigiets sal doen wat hulle nooit gewoonlik sal doen nie. Hulle sal by elke boekwinkel wil ingaan, hulle lees nie eers boeke nie, maar hulle wil by elke boekwinkel ingaan, hulle wil na elke kaartjie kyk wat daar is, hulle wil na elke blom gaan ryk wat die bloemis verkoop, alles wat hulle nooit tevore sal doen nie, en jy sit net daar en jy wil hierdie persoon iets aandoen, want hulle moet kom tot by die piknik kombers, sodat hulle hierdie wonderlike oomblik gaan beleef, né? Die dag wat hulle nooit gaan vergeet, né? Hulle gaan soveel vrede en soveel vreugde ervaar, en jy wil amper net klap, want jy dink, jy lees nie eers boeke nie, kom, né? So ek dink Jesus voel dalk 'n bietjie ietsie van hierdie in hierdie teks vanaand, né? Iets van hierdie soos 'n brandende frustrasie wat ons dalk ervaar in hierdie oomblik van die verlovingsstorie, né? Dat hy hierdie soos bo natuurlike behoefte en frustrasie en kwaadheid het, of wat ook al jy dit wil noem, om net daai surprise van die verloving weg te gee. Om vir die persoon net daai tik oor die kop te gee en te sê, hoorie ou, jy is op pad om verloof te raak. Kan ons asseblief net beweeg na hierdie punt toe? Maar in plaas nou van 'n verloving weggee, glo ek dat Jesus dalk iets anders probeer sê. Iets in die lyn van uit hierdie brandende frustrasie vir mense om te weet, hier is 'n God wat julle so ongelooflik, onvoorwaardelik liefhet, soos 'n moeder, 'n moederlike liefde, wat soos 'n hen wat haar kuikens wil toevou in haar vlerke, een en elkeen van julle. Daar's 'n God wat jou liefhet. En ek gaan nie nog lank praat nie, maar ek dink regtig hierdie is so 'n waardevolle boodskap, nie net vir almal wat hier is vanaand nie, maar selfs vir my. Dit voel of ek vir myself ook preek vanaand, of myself aan hierdie probeer herinner, dat Jesus herinner ons ook, maar hier is hierdie God, wat ons elkeen so diep en onvoorwaardelik liefhet. 'n God wat sy seun gestuur het, om te sterf, juist sodat ons ook kan deel in hierdie einste liefde, wat God vir ons het. 'n Liefde wat, en ek wil afsluit hiermee, dis 'n liefde wat ons ook nooi, om soos Jesus en die Fariseërs te deel, in oomblikke soos hierdie. Oomblikke waar die lewe 'n bietjie te veel geraak het, waar die moeilikhede en die uitdagings van die lewe ons regtig net moedeloos laat voel, waar die toestand van die wêreld, die toestand van dinge, ons net moedeloos laat voel. Kyk, ja, ek dink hierdie teks herinner ons vanaand dat Jesus het ons, of God het ons elkeen lief, ja, maar dat ons ook moet onthou dat ons kan deel in hierdie oomblik, in hierdie liefde, met die mense rondom ons. Om te weet dat die Heilige Gees net soveel in my is, as die persoon wat langs aan my is. Dat die feit dat ek liefde kan uitdeel en liefde ervaar, net soveel moontlik is vir die persoon wat langs aan my sit, die persone wat langs aan ons sit vanaand. En ek glo dat hierdie liefde ons op 'n baie spesiale manier vanaand wil kom herinner, dat ons hoef nie die lewe alleen aan te pak nie. Die lewe gaan moeilik raak, die lewe het sy uitdagings, maar ek glo dat, omdat God een en elkeen van ons lief het, dat ons ook een en elkeen vir mekaar kan lief wees. Dat ons werklik kan weet en glo dat God is liefde, juig ons harte. En nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. 'n Liefde wat ons omhels, soos 'n moeder hen haar kuikens toevou, in haar vlerke, in ons vriende, ons kollegas, ons vriende, ons families. En dalk selfs op 'n spesiale manier, soos die Fariseërs en Jesus, ons vyande.
Hierdie liefde is oral saam met ons. Amen. Vriende, ek wil graag nou 'n oomblik skep waar ons hierdie bediening kan ondersteun. Ek wil vra dat die diakens wat vanaand hier is, die erediensdiakens, om my graag te help met die opneem van die offerande. En na die tyd het ek 'n baie spesiale ding wat julle dalk van gaan hou. Dankie. Kom ons bid saam. Here Jesus God, ons het vanaand iets gehoor van 'n liefde wat ons omhels, Heer, maar 'n liefde wat ons binne ons het, maar wat nie net binne ons is nie, Heer. 'n Liefde wat net soveel in my is soos die persoon langs aan my, Heer. En dat U daar is vir my in die persone rondom my, Heer. Dat ek weet ek kan staat maak op U in die persone rondom my, Heer. My vriende, my familie, my kollegas en dalk selfs my vyande, Heer. Heer, help ons in die week wat kom om U liefde raak te sien in die mense rondom ons. En mag ons daai liefde kan uitstraal vir die ander mense in ons lewens, Heer. Amen. 2 vrae. 1, weet julle dat ons kwartaalafsluiting vanaand is? Ek het 'n nee gehoor hierso. Dis 'n bietjie problematies. My tweede vraag, wie van julle het 'n foon op julle nou in hierdie oomblik? Great. Het julle al ooit in julle lewe gehoor dat die dominee vir julle sê julle mag op julle foon wees in 'n diens? Okay, great, julle mag nou op julle foon wees in hierdie diens. Fantasties. Maar daar's 'n voorwaarde daaraan. Ons wil 'n baie belangrike, ek wil dit opname doen vanaand. Ons wil eintlik net 'n bietjie hoor, jy weet, die aanddiens, ons hou daarvan, is great, is fantasties, maar ons wil baie graag vanaand 'n bietjie hoor by almal wat aanddiens toe kom. Jy hoef nie op skool te wees nie, jy kan ouer as skool wees, jy kan in skool wees, ek gee nie om nie. Ons wil graag net 'n bietjie hoor, jy weet, waarvan hou julle van die aanddiens? Wat is vir julle lekker hiervan? Hoekom kom julle? Dalk ook 'n paar dinge wat julle sal wil verander, nuwe dinge wat julle sal wil sien, en graag, baie belangrik, wat se events julle graag wil doen volgende kwartaal. Okay, so ek wil julle graag nooi, Jandro, ons kan daai Mentimeter opkry. As jou foon QR codes kan scan, kan jy daai enetjie sommer scan, dan gaan dit jou foon vat na die website toe. Andersins, wanneer ons op die ander slide wees, andersins is daar 'n kode wat jy kan intik. Jy gaan net op Google en jy tik in Mentimeter. Hoe spel mens Mentimeter? Daar regsbo, Mentimeter, en dan sit jy daai kode in. Kan almal die kode sien? Werk julle fone? Is julle almal se fone fancy genoeg om QR codes te scan? Okay, ek gaan 'n oomblik gee dat ons almal net op dit kan kom. Waar's my foon? Laat ek sommer ook. Is julle almal op?
Het dit gewerk? Nog nie. Okay. As julle daar agter sit, kom vorentoe, kom skyn gou die code. Dis regtig okay. Daar's nie reëls nie. Behalwe dat jy op die QR ding moet, dat jy op hierdie ding moet bly. Dis die enigste reël. Julle gaan nou sien wat gaan gebeur. Is almal nou op? Is julle daar agter op? Julle lyk vir my baie verboureerd. Julle op, daar agter in die middelblok. Julle is op hier. Okay. Jandrey, ons kan gaan na ons eerste vraag toe vir die aand. Hoe voel jy oor die week wat voorlê? Dood eenvoudig, baie rustig. Jy gaan op jou foon sien dat daar al hierdie goedjies is wat jy kan invul. Of jy al 3 wil doen, of jy 1 wil doen. Wat ook al jou hart begeer. As jy voel 3 goed oor die week wat kom, sê dit. As jy voel 1 ding, ek voel opgewonde. Dan druk jy net submit nadat jy dit gedoen het. En kyk daar is 'n paar mense wat al klaar deurkom. Party mense is gestres, party mense is opgewonde, van ons is kalm. Ek wens ek het daai kalmheid. Wie ook al daai het, ek is baie jaloers op jou. Hier is 'n hele paar dinge. Wat is daar? Angstig, excited, womp. Great. Love daai. Peak comedy. Senuweeagtig. Nie lus daarvoor nie. Vrydag moet kom. Great. Dankie julle. Ons, ek dink kan aanbeweeg na ons. Is julle almal nog besig om te submit? Jessie, hoe baie gevoelens het julle? Submit julle nog? Is julle saam? Ek kan nie hoor nie. Sukkel julle? Shame. Dis baie jammer. Volgende vraag, gaan jy en jou familie weg vir die skoolvakansie? Ek weet dit is net 'n week lank, maar gaan julle weg? Daar kom almal by mekaar. Wat is daar so? Ek kan nie sien nie. So 13, ja, definitief 20 van ons, nie hierdie keer nie. Dis ook okay julle. Ek weet nie eintlik nie. Daar's 'n bietjie meer van julle as wat ek gedink het daar gaan wees. Ek's bietjie bekommer daaroor. Gaan praat met jou ouers. Of as jy die ouer is, ek voel jou. $52 mense online. Is daai 52? My wiskunde is baie goed nie. 2, 3, 4. Dis dit 54 responses. Interessant. Okay, dankie julle. Volgende vraag. Nou kom ons by die meer interessanter oor die aanddiens tipe goed. Ek hou van die aanddiens want jy kan moenie enigiets sê nie, maar laat dit net relate aan hoekom hou jy van die aanddiens asseblief. Hier sê iemand ons cookies. Daar is 'n baie valid antwoord. Die musiek is lekker. Daar's cookies, die vibe. Thumbs up. Nice. Dan hoef ek hierdie oggend te gaan hê. Dis fun. Musiek is fantasties. Zandra is hier, ek sien hom, hy is daar afgeskny. I saw that. Kan 'n mens afscroll? Jandra? Of nie, dis ook okay. So, dis meer informeel, daar kan ek sport speel, nog steeds kerk toe kom, ontspanne. Ek hoef nie vroeg op te staan nie, daar is 'n double negative. Dit is baie chill, daar's 'n 100 emoji, ek love dit, die gemeenskap, die vibe is lekker. Fantasties. Ons kan nou sommer aanbeweeg na ons volgende vraag toe. Daar's net 3 vrae. As ek iets sou kon verander aan die aanddiens, sou ek enigiets wat jy dalk verander, dalk ek weet iemand het nou gesê hulle hou van die musiek, dalk was daar ander musiek wat jy sal wil verander. As jy 'n probleem het met die cookies, moenie dit met my opneem nie. Neem dit op met die kerkkantoor. Dit is nie my baby nie. Dit bietjie langer maak sien ek daarso, meer sing, kort en kragtig. Meer gees by die musiek, jattie ou. Sorry ou. Wat is dan niks. Minder sing, jeugaande, Sondagskool langer maak. Meer cookies, air conditioning, waterpong. Wat is waterpong? Regtig. Die musiek verander, almal in blok laat sit. Meer braai by die kerk. Vervang koekies met brownies. Wie gaan die brownies bak?
Okay, daar's actually mense wat dit gedoen het. Oh wow, okay, julle is goeie mense. Hot Chocolate. Dis nog nie winter nie. Groter band wat musiek maak, ordentlike stoele in die klassies. Dis 'n baie belangrike een, ek hoor julle. Die kategese korter maak, ek hou van brownies. Ek hou ook van brownies. Dankie julle. Kom ons gaan na ons laaste vraagie toe. Ek wil volgende kwartaal meer, dis nou die events waarvan ek gepraat het. As jy dink ons kan op staptoere gaan in die Junie-Julie vakansie, of ons kan op 'n uitreik gaan enige ander plek toe, ons gaan nou nie sit toe lê en, wie wil meer leer? Wat wil jy leer? Uitreike, cool. So, kampe, slaap, ek wil ook meer slaap volgende kwartaal, koekies eet. Oh my goodness. Enige events waarin julle sal belangstel. Ons kan kampe reël, ons kan staptoere reël, ons kan, ek gaan nie eers nou dink nie, funruns, hikes, al daai tipe klas van dinge, as julle dalk sal belangstel in dit, dan kan ons dit probeer realiseer volgende kwartaal. Wat was daai? Slaap asseblief, meer rugby speel. I'm Mr. Lonely. Ag, okay. Dis wonderlik. Is julle almal klaar? Is daar iemand wat dalk nog 'n finale dingetjie wil insit of so? Ek gaan julle 5 sekondes gee. 5, 4, 3, 2, 1, finish. Dankie Andre hulle. Ag, dit was nou lekker gewees, lekker lig, lekker informeel en so, maar ek wil julle graag nooi nou met hierdie gedagte, ons gaan definitief daarna gaan kyk. Ons wil graag dinge wil implementeer in die volgende kwartaal. Ons is baie opgewonde. Ek is baie opgewonde. Ek sien uit om 'n pad te stap met almal in die aanddiens en in die gemeente self. So my opgewondenheid is al klaar. Sky high. Vriende, ek wil julle graag nooi nou om te staan vir ons laaste lied. Jatti, julle gaan ons lei in Come Holy Spirit. En as ons hierdie lied klaar gesing het, wil ek julle vra om net sommer te bly staan, dan spreek ek die seën vir ons uit. Dankie. Holy Spirit, move among us. Come, Holy Spirit, flow living water, flow within us, flow living water. Come, Holy Spirit, move among us. Come, Holy Spirit, flow living water, flow within us, flow living water. Your love is alive, it's breaking the darkness, it's bringing the light to soften the heart of stone. Your love is alive, it's breaking the darkness, it's winning the fight, bringing the orphan home. Tando, tando, wako, wako.
Your love is alive. It's breaking the darkness. It's bringing the light to soften the heart of stone. Your love is alive. It's breaking the darkness. It's winning the fight. Bringing the orphan home. Tango, tango, wako, wako, luya bila, buso, buso, wako, wako, luya bila. Come Holy Spirit, move among us. Come Holy Spirit, flow living water, flow within us, flow living water. Ek wil graag een en elkeen nooi om met ons in die voorkwartaal 'n bietjie te kom kuier in hierdie kwartaal afsluitingdiens. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade, vrede en vreugde van God ons bystaan in hierdie week, in ons harte en ons gedagtes. Amen.